Dag se kerels, my naam is Edo Annekom van Boer en Butcher. Welkom by Blokman Basics. Vandag gaan ons praat oor die maak van biltong. Hier by ons, by Boer en Butcher, dis omtrent 25-30% van ons besigheid. Goed, langs my hang 'n paddock of 'n beesbout. Hierdie is 'n A-graad bout. Jy kan sien die pers ink is A-graad. Wanneer jy daai geel vet biltong kry, is dit hoofsaaklik C-graad bees, ouer bees, veldbees. Baie geel vet is van die gras en die veld. Baie gesog, moeilik om in die hande te kry. Aan die buitekant hierso het ons die silver side. Wanneer jy biltong maak en jy wil vet op hê, dan sal jy die silver side gedeelte gebruik. Hy het gesonde vetdekking. Aan die binnekant het ons die top side. Hierdie vet flap kom af. So wanneer jy biltong wil hê sonder vet, wat baie mense versoek, dan gebruik jy top side. Ons het hierso ook die dik flank of die thick flank, die knuckle, waarmee ons graag chili bites maak of biltongblare. As ons oorbeweeg hierdie kant toe, hier voor ons lê 'n topside wat reeds afgehaal is en daai vetflap is reeds verwyder. Langs aan dit is die silver side met die gesonde vetdekking vir die ouens wat 'n vetjie soek. Wanneer ons biltong sny ons hom so saam met die grein, ons skuwe. Omdat as hy klaar gedroog is en jy kerf jou biltong, dan sny jy hom weer dwars oor. Dit maak ook dat jou biltong sagter vertoon, makliker eet as ware. Sommige net hier 'n paar skuwe sny en dan vir julle wys hoe ons die spesery mengsel toedien. Ek hou sommer van 'n 50-50 woestersous en asyn mengsel. Druiwe asyn, ek gaan nou vir julle 'n lekker resep gee. Dis mal oor woestersous. En dit is dan die pekel wat jy maak en die biltong sal dan nou oornag lê in daai pekel as ware. Ek gaan sommer net hierdie stukkies uit die skerm uithaal. Dis nogal 'n dik snit hierdie, ek gaan hom dalk sommer net in die helfte deel. Ons vir die manne wat oefen vir die epic, en dalk nie die vet wil hê nie. En dan gaan ek sommer hierso gou so 'n snit of 2 maak van die silver side. Ek is weer lief vir 'n vetjie. Gou daar so 2 stukke uithaal. Wanneer jy jou biltong by die huis maak, jy wil graag hierdie silwer seningetjies afhaal. Jou biltong kan nogal taai neig as jy dit ophou. Selfs soos met droëwors, jy wil 'n goed geventileerde vertrek dit in hang. Baie ouens hang sommer in hulle garage. En jy wil die temperatuur reguleer in jou droogkamer, so hier rondom die 26-28 grade. Jy wil nie warm as dit gaan nie. Goed, ek gaan dan nou gou vir ons so 2 snitte sny van die silver side. Lekker dik, so 2,5-3 cm in dikte sou ek sê. Ek gaan met julle 'n lekker basiese resep deel. 2 kg se beesvleis, 100 ml rooiwyn asyn, 100 ml woestersous, 2 eetlepels grove koriander, 'n eetlepel grove swartpeper, 'n eetlepel witpeper, 50 gram sout en dan so 'n teelepel koeksoda. Nou daai koeksoda help vir die mif van die biltong. Dis sommer net so 'n wenk. Wat jy dan nou sal doen is, jy kry vir jou 'n bak en jy bedruip dan nou die bodem van die bak. Hier is my mengsel, helfte woestersous, helfte druiwe asyn en ons maak seker dat hierdie bak se bodem deeglik bedek is. Dan basies lê jy net jou biltong in daai mengsel. So 'n mooi stukkie vat daar, so 'n stukkie topside, nog 'n stukkie topside, hier is 'n mooi stukkie silver side. Bedruip hom lekker deeglik met jou woestersous asyn mengsel. Dis hierdie pekel natuurlik wat die vleis preserveer, wat maak dat die vleis nie afgaan nie. Hierdie speserye en natuurlik dan nou die sout, hy moet nou lekker oornag lê in hierdie speserymengsel. Party ouens is lief daarvoor om sommer in die middel van die nag net so 'n omdraai te gee, laat die bokant ook in daai vog lê. Hierso is dan nou biltong wat reeds gepekel was. Hy is reg om opgehang te word. Jou biltong is reg as hy so 50% van sy gewig verloor het. As dit so sou wees dat jy 'n bietjie mif
op jou biltong gewaar. Moenie dit asseblief nie weggooi nie. Jy vat dit 'n asynlappie en jy vee daai biltong net met 'n nat asynlappie af en jy hang hom verder.